Goeienaand, baie welkom vir almal van julle. Dit is lekker om julle almal te sien. Baie welkom hierso. Ek voel vir my ek was baie lanklaas hier. En ons het kom aan die einde van ons reeks wat ons praat oor vriendskappe. Ons het nou 5 weke, is die 5de week waarna ons na dit kyk en baie keer wat ons doen is by ons gemeente, ons vat 'n onderwerp en ons kyk vir 'n tydperk na dit uit verskillende hoeke uit en ons het aan die einde van dit gekom. So ek gaan vir ons bid en ons gaan induik in dit dan vanaand ook. Here, dankie vir u liefde, dankie vir u goedheid, dankie dat ons kan sing, dat ons u kan aanbid en wat 'n voorreg dat ons kan deel wees van wat u doen. Dankie vir ons wat hier in die gebou is en 'n klomp wat aanlyn is en in Kroonstad is en plekke reg oor die wêreld, individue en groepe wat bymekaar kom. Wat 'n voorreg dat ons op hierdie manier kan bymekaar wees. Dankie vir u woord. En dankie vir die gees en waar ons vanaand praat oor 'n onderwerp wat dalk moeiliker is en wat moeilik is om te implementeer, wil u nie asseblief vir ons kom wys wat dit is wat u wil ons moet doen? Wat is die stappe wat ons kan neem binne in ons lewe, binne in ons omstandighede, binne in ons vriendskappe en ons verhoudings? Seën vir ons, Here, in die naam van Jesus. Amen. Net vir almal aanlyn, baie welkom ook vir julle. Dis lekker dat julle inskakel. So ons het die afgelope paar weke het ons gekyk na vriendskappe. En ons het gekyk wat dit beteken om goeie vriend te wees en watter tipe vriende het jy nodig en waar moet jy aandag gee en ek het hierdie prentjie vir jou gewys dat ons het verskillende kringe van vriende. Jy het toevallige vriende, dis toevallig ouens saam met wie jy werk of swat en dis net omdat julle kalenders eintlik sien en dan het ons naby vriende en dan het jy jou hegte vriende en natuurlik hoe nader mense aan jou beweeg, hoe groter impak het hulle in jou lewe, hoe groter invloed het hulle in lewe, hoe groter sê het hulle in jou lewe, hoe meer tyd spandeer jy. En daarom is dit belangrik dat die ouens wat naby jou is, juist wyse mense is en mense wat jou kan help opbou. En ons het gepraat oor wat gebeur as daar tekort is in van hierdie areas van jou lewe. Maar vandag wat ek wil praat met jou oor is, wat maak jy as daar in hierdie verskillende vriendekringe, as daar konfliksituasie is, of as daar seer is, of as daar kwaad gevoelens is, of dit nou is met jou kollega, of dit is met jou naaste vriend, of dit is met familielede, wat maak jy wanneer daar konflik gebeur en die verhouding is skielik, daar stremming wat hierdie verhouding beleef, of skielik is daar skipbreek wat gelei word, of ons voel nie meer dieselfde oor wat ons gedoen het nie. Wat maak ons binne in daardie situasies? Nou hier's wat jy moet weet. Dit is belangrik om hierdie vaardigheid te leer om konflik in verhoudings op te los. Dis 'n verskriklike belangrike vaardigheid en tog is dit nie iets wat ons geleer word nie. Dis nie iets wat jy op skool leer nie, dis nie iets wat hulle vir jou op universiteit gaan leer nie en tog is dit iets wat ons nodig het want waar mense is daar mense. En mense is nie perfek nie en mense verskil van mekaar en mense maak foute en konflik gebeur. En jy gaan dit beleef in die res van jou lewe. En ons sal dink dat verhoudings is maklik. En eintlik is daar iets van is maklik om verhoudings te begin en vriendskappe te begin en vriendskappe te bestuur, maar dit is moeilik om vriendskappe te herstel en verhoudings te herstel. Dit is maklik om jou kar te start en jou kar te ry, maar dit is nie altyd so maklik om hom te herstel nie. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie ding sal leer, want ons dink dit is maklik, maar dit is nie so maklik. En daarom moet ons hierdie ding leer, want ons lewe ook in 'n kultuur, wat in plaas van om 'n verhouding te herstel, in plaas van om konflik uit te sorteer, eerder wat ek doen is ek unfriend jou net, of ek aanval jou, of ek maak jou net uit my kring uit, dan hoef ek nie daarmee te deel nie. En ek hou eerder daarvan om mense in my kring te hê wat dink soos ek en is soos ek. En daarom hoef ek nie te deel met al hierdie verskille nie. Vir jou wat ouer is, ek wil vir jou aanmoedig, dat jy jou kinders sal leer, hoe om konflik op te los. Want net miskien, gaan dit nodig wees, dat hulle ergens die vaardigheid moet hê om die verhouding met jou ook te herstel. En ons dink baie keer dit kan nooit met ons gebeur nie, maar die realiteit is dit kan gebeur. En as jy 'n jong mens is, as jy nog op skool is, as jy universiteit is, leer die vaardigheid om vriendskappe en verhoudings te bou en om konflik op te los, want jy gaan altyd te doen hê met verhoudings. Is dit nie waar, dat ons leef in 'n tyd wat mense in plaas van te sê om die konflik uit te sorteer, sê hulle eerder net baie vir die vriendskap. En as jy die vraag vra, hoor, julle was so close gewees en hoekom sien ek nooit meer daai mense nie? Julle, daai vriendskap, wat het gebeur? Dan sê ons dinge soos, ja, maar dis 'n ander seisoen van my lewe gewees, of jy weet, ons het aanbeweeg, of ons families het verander.
En dit is amper asof ons hierdie soet en smaak van vriendskap, maar dan as gevolg van een of ander situasie, dan skuif ons dit een kant toe. En daar's iets in ons, wanneer ons dink aan om konflik reg te stel, doen ons gewoonlik die verkeerde dinge eerste. Ons gaan gewoonlik na sekere dinge wat ons weet nie werk nie. Dit werk in elk geval nie op ons nie, maar ons doen dit en probeer dit gewoonlik. En daar's aan die onderkant van dit is daar eintlik hierdie ding wat ons dink, as hulle net kan sien soos ek sien, en as hulle net kan dink soos ek dink, dan sal alles fyn wees. Ek bedoel, ek was daar, ek het al die inligting, ek het die detail, as hulle net kan sien soos wat ek sien, en al die inligting het, dan gaan hulle outomaties weet dat ek is reg, en hulle gaan jammer sê, en dan kan ons aangaan. Ek bedoel, hoe moeilik kan dit wees? Dit is mos nie so moeilik nie, sien soos ek sien, doen soos ek doen, dink soos ek doen, en dan kan ons aangaan. En ons probeer altyd sekere dinge doen, en hierdie ding werk nie, en as iemand dit met jou doen, dan werk dit nie, want aan die ander kant voel dit baie keer soos verwerpe. En ons sal dinge doen soos, ek gaan net vir hulle meer inligting gee. Miskien het hulle net nie al die inligting. Dis eintlik wat gebeur het, dis eintlik wat ek bedoel het, dis eintlik wat ek gesê het, dit was eintlik my motief, dis eintlik hoekom dit gebeur het, daai weet nie eintlik waarvan hulle praat nie. Ons probeer net, as hulle net meer inligting het, sekerlik, sal hulle sien soos ons sien en dan jammer sê en aangaan. Of ons probeer hulle oortuig. En ons probeer amper hierdie skuldgevoel skep en hierdie skaamte skep, soos na alles wat ek vir jou gedoen het, na al die geleenthede wat ek vir jou gegee het, na alles wat ek in jou geïnvesteer het, sekerlik moet jy anders optree. Of ons probeer hulle dwing, soos dis hoe jy moet optree en dis wat jy moet doen of beheer. As jy net dit doen of net so doen, dan sal alles fyn wees. En wanneer iemand dit met ons doen, werk dit nie. Maar tog is dit baie keer die goed wat ons eers te doen. En dis baie keer asof Jesus vir ons wil sê, luister, daar's ander dinge wat ons eerste moet doen. Wanneer dit kom by verhoudingsherstel, is dit belangrik dat jy moet sekere besluite neem. Daar's sekere dinge wat jy moet bedink, daar's sekere gesindheid wat jy moet inneem, as jy enigstens wil sien dat vriendskap herstel. As jy enigstens wil sien dat daar 'n pad gebou word, 'n brug gebou word, in die rigting van versoening, in die rigting van herstel. En hier's wat ek vir jou wil sê, as jy jouself 'n volgeling van Jesus noem, as jy Jesus met jou hele hart wil volg, en jou lewe wil rig soos wat hy vir jou vra om die lewe te rig, dan het jy eintlik nie 'n keuse nie. Volgens Jesus is dit baie belangrik, dat ek en jy sal doen wat nodig is vir versoening. Paulus skryf dit so in Filippense, hy sê, julle moet dink en doen soos Christus Jesus gedink en gedoen het. En Paulus skryf dit in die konteks van verhoudings. Ander vertaling sê, julle moet dieselfde gesindheid hê as Jesus. Een vertaling sê, in julle verhoudings moet julle dieselfde gesindheid hê as Jesus. En al jou verhoudings, dink en doen soos Jesus. Wanneer jy dink oor verhoudings, wanneer jy dink oor herstel, wanneer jy dink aan hierdie dinge, dink en doen soos Jesus. En ons moet besef, ons as volgelinge van Jesus, moet besef dat hierdie proses begin by ons. Die proses van versoening in verhoudings begin by ons, ten spyte van wie die gemors begin het. En hierdie is moeilik, maar dit is die realiteit, want dis wat Jesus gedoen het. Hy was die een wat die eerste tree gegee het in ons rigting. Hy is die een wat die proses van versoening begin het, ten spyte daarvan dat ek en jy die rede is vir die gemors. Ek en jy het gesonde, ons het gerebelleer teen hom, ons het weggedraai van hom, en tog het hy gedoen wat nodig is en in ons rigting beweeg, sodat versoening kan gebeur, sodat vergifnis kan gebeur, sodat herstel gebeur. Hy het die brug gebou, hy het die pad gebou, hy het al die struikelblokke uit die pad gemaak, sodat daar versoening kan wees. En wanneer ek en jy Jesus volg, dan moet dit ook by ons begin, ten spyte van wie die gemors begin het. En wat ek vanaand wil doen is, ek wil vir jou sê, daar's basies 3 keuses wat jy moet maak, en dit is seker nie al die keuses nie, maar ek wil hierdie 3 uitlig. Hier is 3 keuses wat jy gaan moet maak, indien jy 'n brug wil bou vir herstel, indien jy die pad wil bou vir herstel, indien jy die struikelblokke uit die pad wil haal, sodat jy en daai vriend kan versoen, en sodat die vriendskap versoen kan word. En die eerste keuse wat ek en jy gaan moet maak is, ek kies om terug te kom, eerder as om terug te kry. Sien, ons baie keer hierdie ding in ons, dat ons wil hierdie persoon terugkry, ons wil wraak neem, ons wil vergeld, maar ons moet die keuse maak, dat dis vir ons belangriker om in hierdie rigting te beweeg, om terug te kom by jou, om terug te kom by die vriendskap, om terug te kom by wat ons gehad het, eerder as om jou terug te kry. En dit is belangrik dat ons hierdie ding sal doen. En dit maak dat jy kan nie net jou arms vou en terugsit en wag vir hulle nie. Dit maak dat jy moet beweeg in daai rigting, dat jy in aksie moet oorgaan. Is dit nie waar dat baie keer dan luister jy na die stories wat mense vertel van hierdie gemors en wat daarin gedoen het, of is in jou familie en jy hoor, en ja, en jy hoor alweer die storie en daai en dit gedoen en alles, en iets binne in jou dink baie keer, dit is so belaglik. Bel net die persoon, sê net jammer.
Maar sien, dis iets van, is makliker om aan hierdie kant te wag en te sit en te sê, laat hulle kom. En dit is baie keer dat ons wil sê dat ons is eintlik die beter persoon, en wanneer ons storie vertel, wil ons eintlik dit laat die gevolgtrekking kom, ons is die beter persoon, maar hier is die ding, die beter en die meer volwasse persoon is die een wat die keuses neem en in die rigting beweeg. Paulus skryf aan Christene in Rome. Hy het nog nooit hierdie Christene eintlik ontmoet nie, hy was op daai stadium nog nie in Rome gewees nie, en hy skryf vir hulle oor verhoudingsbeginsels. En ek dink toe hierdie Christene hierdie brief van Paulus gekry het en hulle lees wat Paulus sê, kon hulle amper gesê, Paulus, wie dink jy is jy? Jy weet nie wat is ons storie nie, jy weet nie wat daai persoon gedoen het nie, jy weet nie hoe seer hulle gemaak het nie, jy weet nie wat hulle gesê het nie, hoe kan jy hierdie dinge sê, as jy nie eers ons situasie ken nie? En Paulus se antwoord sou wees, dit maak nie saak of ek jou storie ken nie, en as ek jou storie hoor, sou ek heel moontlik saam met jou gestem het, ja, dit is sleg, ja, dit is seer, maar as jy die gesindheid van Jesus wil hê in jou verhoudings, as jy wil dink en doen soos Jesus, dan maak dit nie eintlik saak nie, hierdie is wat volgelinge van Jesus doen. Dis hoe hulle hierdie gesindheid uitleef. En hy skryf in Romeine 12 vers 9, hy sê, die liefde moet opreg wees. Met ander woorde, dit moet nie fake wees nie. Dis nie daai van, ek sit die smile op, maar ek wil eintlik jou nie sien nie. So dan kom by die werk en soos, môre, dit lyk oké, ek speel eintlik toneel, ek maak asof alles fyn is, ek maak asof dit oké is, van die buitekant wat almal sien, maar eintlik is daar 'n vibe, eintlik is dit nie opreg nie, hy sê, dit kan nie, dit is nie hoe dit moet wees nie. Hy sê, die liefde moet opreg wees, verafskie en dan hierdie woordjie, wat sleg is, nie wie sleg is nie, wat sleg is, en hou vas aan wat goed is. En wat hy sê is, luister, ek besef daai persoon het seer gemaak, ek besef daai ding het gebeur, maar ek wil hê jy moet jou kwaad of jou haat, en ons sal amper nie die woord haat gebruik teen 'n persoon nie, maar eintlik is hierdie ding nie binne ons. En hy sê eintlik, al wat ek wil hê is, jy moet jou kwaad na 'n ander kant toe kanaliseer. In plaas van om al jou kwaad na 'n persoon toe te kanaliseer, en sê die persoon, en is om dit te kanaliseer na dit wat gebeur het, en wat sonde veroorsaak het, en die skipbreek wat gebeur het in julle verhouding en die seer wat dit veroorsaak, kanaliseer dit na dit toe, want dan gaan jy beter kan sien wat goed is. Want dis eintlik wat God die Vader doen. Soos ek vir jou moet vra, is God kwaad vir daai persoon soos wat jy kwaad is vir daai persoon? Dan gaan jy heel moontlik antwoord, nee, ek dink jy is nie, maar hy is heel moontlik teleurgesteld oor wat gebeur het tussen ons. En wanneer ons kan dan begin ons dink soos God en ons begin voel soos God. Dan sê hy, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Wys dit, moenie net dit dink nie, moenie net dit voel nie, wys dit. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. En wanneer jy iemand met eerbied hanteer, dan hanteer jy hulle asof hulle belangriker is as jy. En hy sê, wanneer dit kom by hierdie vriende van jou, hanteer hulle asof hulle belangriker is as jy. Hanteer hulle asof hulle behoeftes belangriker is as jy. Hanteer hulle asof hulle belangriker is as jou trots en jou ego en jou seer. En dan denk jy, Christus sê, Paulus, weet jy wat het hulle gedoen? Weet jy hoe seer dit gemaak het? En Paulus sal sê, nee, ek weet nie. Maar dis wat Jesus gedoen het. As dit nie genoeg is, dan gaan hy aan, dan sê hy, seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wat Paulus, hoekom moet ons dit doen? Want dis wat Jesus gedoen het. Dan 'n kruis vasgeslaan word, sê, Here, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hierdie woordjie seën beteken om goed te praat oor hulle. Om goed te praat van hulle. Sê maar, 'n keer van ons, wanneer ons seer gemaak is en wanneer daar stremming is in sekere verhoudings, ons sal nie so noodwendig uitgaan om wraak te neem nie. Maar wat ons sal doen is, wanneer ons die storie vertel van hoe seer hierdie mense ons gemaak het, wil ons seker maak dat almal wat ons storie hoor, saam met ons sal stem dat hulle was eintlik verkeerd en hoe sleg hulle eintlik is en hoe teleurgesteld jy eintlik in hulle moet wees. En in die proses seën ons hulle nie, maar ons vervloek hulle voor ander mense. En Paulus sê, dit is nie wat volgelinge van Jesus doen nie. Dan sê hy, wees bly saam met die wat bly is. En treur saam met die wat treur. Dit is amper asof Paulus wil sê, luister, as daar iets in jou gebeur, wanneer dit sleg gaan met daai persoon, wanneer hulle deur 'n teleurstelling gaan, wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan, en daar gebeur iets in jou hart van soos, kry vir jou, die wiel het gedraai. As jy enigsins opgewonde is oor hulle het seer, as jy enigsins bly raak oor hulle moeilike tye, dan het jy nog werk om te doen. Dan is jy nog nie waar jy moet wees nie. Dan is daar sekere gesindheid wat nog moet verander. Dan sê hy, wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie. Dit is gewoonlik waar probleme inkom. Ons eie trots, ons eie hoogmoed. Spreuke 13:10 sê, selfverheffing lei altyd tot ons eie selfsugtige begeertes en ons eie hoogmoed
Ons eersig en ons selfsug is baie keer die rede vir konflik. Dis wat Jakobus ook sê. Dit is baie keer om 'n nederige gesindheid in te neem, te sê nee, ek dink eers aan jou en nie net aan my nie. En dan sê hy, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, moenie hulle probeer terugkry nie, want as jy hulle gaan terugkry, kan jy nie terugkom nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. Paulus wil sê, luister, jy moet 'n keuse maak. Gaan jy kies om terug te kom en terug te beweeg in die rigting van hierdie persoon, of gaan jy terugkry? Hy sê, as jy hierdie pad wil bou, as jy die brug wil bou, as jy die struikelblokke wil uithaal, wat binne in hierdie verhoudings wat keer dat versoening kan gebeur, dan moet jy 'n keuse maak. Die tweede keuse, ek kies om my aandeel tot die probleem te aanvaar. Nou dis hier gewoonlik wat dit moeilik raak. Dis hier gewoonlik wat ons sukkel, en soos, wat is my bydra tot hierdie hele gemors? Wat is my aandeel tot hierdie probleem? En gewoonlik baie keer sal ek met mense praat, en dan praat hulle oor wat gebeur, en die verhouding is nie lekker nie, en dan ek so blaadjies daar op my tafel, en dan trek ek so sirkel op die blaadjie, en dan sê ek, okay, as hierdie die som totaal van al julle probleme is, as hierdie die som totaal van julle gemors is, as hierdie die som totaal van julle kwade gevoelens is, wat 'n snytjie van hierdie koek behoort aan jou? Watter deel van hierdie is jou bydra? En dan gewoonlik dan sal hulle so deel trek en so, en ek dink gewoonlik dis 'n groter deel wat hulle trek as wat hulle regtig dink dit is. Maar dis net ons in die dominee se kantoor, so kom ons trek so, dit is 'n mooi manier. Maar eintlik is dit eintlik net 5%. Dis eintlik nie so baie nie. Sien, dis eintlik hulle. Dis eintlik wat hulle gedoen het. Ek het nie eintlik 'n aandeel tot hierdie ding nie. Dit wat ek dalk gedoen het was eintlik net uit reaksie oor wat hulle gedoen het en die gemors wat hulle veroorsaak. Dis eintlik net hulle wat dit gedoen het. Ek het maar net gereageer uit seer uit en omdat ek teleurgesteld is. En eintlik, wanneer ek en jy so dink, dan is dit baie keer wil ons verskonings maak. En een van die eerste verskonings is soos, ek gee net nie meer om nie. En dis die ding, jy sê nie, jy gee nie meer om oor goeders waaroor jy nie eintlik omgee nie. Ons sê net dit oor goeders waaroor ons eintlik diep omgee, maar ons voel ons het nie die kapasiteit of die vermoë om dit op te los nie. En nou sê ons eerder net, ons gaan net terugstaan, want ons weet net nie om dit te doen nie, so ek gee net nie meer om nie. Maar eintlik gee ons om. Eintlik maak dit diep seer, eintlik wil ons in hierdie rigting beweeg. Die ander rede is soos, ek het al probeer. Ek het al probeer en dit werk het nie. En dit maak dat ek net kan terugsit en my hande vou en soos, dis nou maar alle tyd. Hulle moet maar nader aan my beweeg. Ek het dit gedoen, ek het probeer. Of, het was net nie my skuld nie. Dit was hulle skuld. Hulle het dit gedoen. En wanneer ons eintlik hierdie verskonings wil maak om nie 'n keuse te maak om ons deel te sien nie, dan moet ons besef dat Jesus wil vir ons 'n spesifieke vraag vra. Jesus vra hierdie vraag en as jy in kerk groot geword is, hierdie gedeelte so bekend en so baie keer mis ons eintlik wat Jesus hier sê. Maar hierdie is moeilik. En tog sê Jesus, dis wat ons gaan moet doen. En hy vra hierdie vraag. Hy vra: "Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak? Waarom is jy so gefokus op hulle deel? Waarom is jy so gefokus op wat hulle gedoen het en wat hulle bydra is tot hierdie, waarna jy in elk geval niks kan doen nie? Maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie. Jou deel mis jy. Jou deel sien jy nie raak nie. Jou deel, jou bydra, jou aandeel tot die probleem. Jy fokus nie op dit nie en tog kan jy iets aan dit doen. En dan gewoonlik wanneer ons na hierdie kyk, dan wil ons sê, ekskuus Jesus, ek dink jy mis die punt. Dit wat hulle gedoen het is nie klein nie. Dit wat hulle gedoen het is nie 'n splinter nie. Dit wat hulle gedoen het is groot en baie seer en 'n groot gemors. Ek dink jy dalk die woorde omgedraai. Dis die balk in hulle oog en die splinter in my oog. Dis eintlik, ek is die kleiner deel. En Jesus soos, nee, ek het die regte woorde. Dan gaan hy aan. Hy sê, of hoe kan jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog te haal, maar wat van die balk in jou eie oog? Hoekom is dit dat jy sê vir hierdie persoon, kom sit net, wees net redelik, luister net wat ek wil sê, sodat ek jou net kan fix, en sodat jy net kan aangaan, en sodat ons net die probleem kan oplos. Mense sê, hoekom mis jy jou deel, wat jy bygedra het? Hoekom is jy so gefokus op dit wat hulle gedoen het, en jy wil nie kyk na wat jy gedoen het nie? Hoe kan jy die splinter in hulle oog raak sien, as daar iets in jou oog is? Hoe kan jy sien wat is die regte ding om te doen, as jy mis wat jou bydra tot hierdie ding is? Weet jy wat is Jesus se woorde vir mense wat so dink? Jou skynheilige. Dieselfde woord wat hy gebruik het vir fariseërs. Julle skyn net iets van heiligheid. Julle is nie eintlik heilig nie. Julle het net hierdie skyn na buite dat alles is fyn. Maar eintlik wat hier binne gaan is nie dit nie. En so Jesus beteken dit sê dit wat hulle gedoen het is reg en ek moet dit net aanvaar. Nee. Jesus sê net, luister, jy het net jou prioriteite verkeerd. Jy fokus op die verkeerde dinge eerste. Hy sê, haal eers die balk uit jou eie oog.
Kom ons begin net eers op die regte plek. Kom ons skuif net die paar skuwe. Kom ons begin net eers by jou deel. Kom ons fokus net eers op iets wat jy wel kan doen. Jy het nie beheer oor hulle en wat hulle doen en wat hulle kan sê nie. Jy het beheer oor jou deel. So kom ons haal net eers die balk uit jou oog. En as jy wonder, wat is jou bydra en jou deel tot die gemors? Hier is 'n gebed wat jy kan bid. En as ek hierdie gaan lees, en jy dink dalk aan spesifieke name, jy dink dalk aan spesifieke situasies, en as ek net hierdie gebed vir jou gaan lees, gaan daar heel moontlik iets in jou gedagtes opkom, en dan moet jy aandag gee, want miskien is dit wat God vir jou wys, wat jy moet doen. Hier is dalk 'n gebed wat jy kan bid. Here, Hemelse Vader, wys my hoe het ek bygedra tot die probleem. En hy sal vir jou kom wys. Dat sal gedagte in jou opkom, soos, daar's daai gesindheid, daai ding. So hy sê, kom ons begin daar. Haal eers die balk uit jou eie oog. Dan sal jy goed kan sien. Dan sal jy kan sien hoe om hierdie pad te bou. Dan sal jy sien wat 'n struikelblokke daar is om uit te haal. Dan sal jy reg kan sien. En daar's nie 'n punt aan die einde nie. Dis nie die einde van wat Jesus gesê het nie. Met ander woorde, dis nie dat jy dan kan sien dat jy die beter mens is nie. Dit gaan dan nie net dat jy volg my beter nie. Jesus was nooit tevrede met dit nie. Hy het gesê, luister, ek wil iets in jou doen sodat daar iets deur jou kan gebeur, sodat dit verder kan gaan. Dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Dan sal jy kan sien wat is nodig om te doen sodat daar van daai kant af ook iets kan gebeur. So Jesus is nie dat hy ontken wat die ander persoon bygedra het nie. Hy sê net, begin net eers op die regte plek. En ek wil vir jou sê, partykeer wanneer ons die eerste stap neem, wanneer ons begin by ons en ons neem 'n gesindheid van nederigheid in en ons sê jammer en ons aanvaar ons deel en ons erken ons deel en ons vat verantwoordelikheid vir ons deel en ons bydra tot die gemors. Partykeer is die persoon aan die ander kant sit met soveel skuldgevoel. Hy weet en sy weet, hy of sy het die grootste aandeel tot hierdie gemors. En hulle sit met soveel skuldgevoel en hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie, hulle weet nie wat om dit te doen nie. Maar wanneer jy 'n gesindheid van nederigheid inneem en jou deel aanvaar en jou deel erken en verantwoordelikheid vat vir jou deel, skep dit die emosionele kapasiteit vir hulle om ook dieselfde te doen. En daar's geen waarborg vir dit nie, maar daar's iets wat kan gebeur indien jy doen wat Jesus van jou verwag. En dit is moeilik. Maar wanneer ons Jesus volg, is dit ons moet dit doen. En die derde keuse, wat ek en jy gaan moet maak, as ons 'n pad wil bou vir versoening, as ons 'n pad wil bou vir herstel, is dat ek kies om die eerste tree te gee, ten spyte van wie eerste weg beweeg het. Ek kies om eers in daai rigting te beweeg, maak nie saak wie het die gemors begin nie. Volgelinge van Jesus beweeg eerste. Dis wat hy gedoen het. En so baie keer wanneer mense hulle storie vertel oor die seer wat hulle beleef het en wat hierdie persoon al gedoen het, dan is dit amper asof hulle wil skets, maar sien, ek is die beter persoon. Ek is die meer volwasse persoon in hierdie situasie. En as jy dan die beter persoon is, en as jy dan die meer volwasse persoon is, die meer volwasse persoon en die beter persoon neem altyd die eerste tree vir versoening. So doen dit, neem daai keuse. En weer eens, Jesus gee 'n voorbeeld hier oor hierdie. Matteus 5 sê, en wanneer jy jou offergawe na die altaar toe bring, so Jesus se luisteraars luister na hom en hy sê, luister, wanneer hierdie gebeur en hierdie offergawe is nie noodwendig vir sonde nie, dis die 83 sê ook, wanneer jy jou geskenk bring, dit is eintlik 'n dankbaarheid, ek is dankbaar vir wat die Here gedoen het, ek nie droog gemaak, ek leef eintlik fyn, maar ek wil die Here kom dankie sê, en hy sê, wanneer jy jou offergawe na die altaar bring, en ons mis die konteks van wat dit beteken, die ouens wat Jesus gehoor het, dit sê, het gedink, okay, ons weet wat dit beteken, jy gaan Jerusalem toe, jy gaan na die tempel toe, en jy weet nie wat jy daar gaan kry nie. Jy weet nie hoeveel mense gaan daar voor jou wees nie. Jy weet nie hoe lank die rye gaan wees voordat jy by die altaar gaan kom nie. Jy kan nie bel en sê ek wil net hoor hoe lank is die ry vandag. Okay, 3 dae. Ek weet nie dit gaan nie vir my werk nie. Of jy kom daar en jy neem 'n nommer en hulle sê, "Ag, gaan so lank aan met jou besigheid. Ons sal jou roep wanneer jou beurt is." Nee, dis nie hoe dit werk nie. Jy gaan staan daar in die ry en jy weet nie hoe lank dit gaan vat en hoe lank dit gaan wees voordat jy daar voorkom nie. Dis die konteks van dit. So Jesus praat in daai konteks van miskien lank wag, van miskien lank in die son staan en weet nie hoe lank hierdie dag gaan wees nie en nie lekker kan beplan nie. Wanneer jy jou offergawe na die altaar bring en dit daar in die ry terwyl jy daar staan, onthou dat jou broer iets teen jou het. En Jesus is so slim, hy sê iets. Hy sê nie eers wat dit is nie. Hy sê nie eers wie se skuld dit is nie. Hy sê nie eers wie die persoon is wat bygedra het tot en wie die grootste bydrae gemaak tot die probleem nie. Net as jy daar in die ry staan en jy onthou iets. Liefie, hoe ver is ons van voor af nie nommer 7? En skielik onthou, ek moet dalk daai gesprek klaar maak.
Daai ding is nog nie uitsorteer nie. Daai persoon, ons is nie lekker nie. Wanneer dit gebeur en jy onthou iets, laat jou offergawe net daar by die altaar. Net daar. Gaan iemand my plek hou? Ja, ek weet nie. Gaan my offer nog daar wees as ek terugkom? Ja, ek weet nie. Maar laat dit net daar en gaan versoen eers. Daar is hy woord weer. Soos eerste belangrikste. Belangriker as die offer wat jy nou bring, is dat jy eers gaan regmaak. Belangriker is dat jy eers met die broer wat jy kan sien, gaan regmaak, voordat jy die offer bring vir die God wat jy nie kan sien. Belangriker is dat jy eers horisontaal gaan regmaak, voordat jy vertikaal kom en bid. Gaan maak eers reg met jou broer, en gaan gee dan jou offergawe. Kom dan terug. So ek sal verstaan as party van julle dalk nou opstaan en iewers heen gaan en so, ons sal verstaan wat maar hier is wat Jesus sê. Gaan doen dit eers. Dis vir hom belangriker dat jy die eerste tree gee. Paulus skryf in Romeine 12 dan sê hy, as dit moontlik is. Want Paulus weet, dis nie altyd moontlik nie. Paulus weet, daar's sekere situasies wat nooit gaan versoen nie. Daar's sekere verhoudings wat nooit gaan versoen nie. Hy weet dat daar's sekere, dis net nie emosioneel veilig of fisies veilig vir jou om te versoen met daai persoon. Maar hy sê, sover dit moontlik is. En sover dit van julle afhang, sover as wat jy iets kan doen daaraan, sover as wat jy 'n tree in daai rigting kan gee, sover as wat dit in jou vermoë is, sover as wat jy 'n bydrae kan lewer en die pad kan bou en die struikelblokke kan uithaal, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Doen wat jy kan doen van jou kant om in vrede te herstel. Doen van jou kant af om vrede te bewerk. In Matteus 5 dan sê Jesus, geseënd is die vredemakers, nie net die wat lief is vir vrede nie, nie net wat vredelievend is nie, geseënd is die wat vrede maak, want hulle sal kinders van God genoem word. Dit sal die teken wees, dat hulle is kinders van God. So ver as dit van jou afhang, doen dit. Nou as ek en jy, Jesus volgeling is, is wat ek jy moet besef. Die storie van redding, die storie van verlossing, is eintlik die storie van versoening. Dis wat God gedoen het. God, die Vader, was nie tevrede om net in die hemel te sit en ons te vergewe vir ons sonde nie. Nee, hy het alles gedoen wat nodig is en wat moontlik gedoen moet word, sodat daar op die ouende herstel kan wees, sodat daar verhouding kan wees, sodat ons sy kinders kan word, sodat hy ons Vader kan wees, sodat daar 'n verhouding kan wees. En wanneer ek en jy Jesus volg, is dit nodig dat ons sal doen soos wat hy gedoen het. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy seun gestuur het om met die grootste struikelblok wat keer dat daar vrede kan wees, sonde, om dit van die pad af te haal. Hy het in jou plek betaal vir jou sonde aan 'n kruis. En hy het dit moontlik gemaak dat sonde van die pad af is sodat daar 'n verhouding kan wees. Johannes skryf in 1 Johannes, hy sê werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het. Hy het nie net gepraat daaroor nie, hy het nie net gevoel nie, hy het iets gedoen. Die liefde wat aan ons bewys het, hoe het hy dit bewys? Deur sy seun te stuur as, hier is daai woord, versoening. As versoening vir ons sondes. God wou versoening bring, God wou herstel bring tussen ons, en hy het gedoen wat nodig is. Ek bedoel, na Johannes 3:16, die bekendste vers in die Bybel, dan is vers 17. En so baie keer mis ons dit. Vers 17 sê, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, om die wêreld terug te kry vir wat hulle gedoen het nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kon word, sodat daar verhouding kon wees, sodat ons weer kon terugkom by mekaar, sodat daar herstel kon wees. Hy het dit gedoen, vir jou en vir my. Paulus som dit so mooi op wanneer hy skryf van die Korinte. In vers 2 Korintiërs 5:18 dan sê hy, dis alles die werk van God, en dit alles waarna hy verwys is, dat ons nie gemaak is in Christus, dat ons vergewe is, en dat ons versoen is met God. Hy sê, dis alles die werk van God. En dan skryf hy 'n gedeelte, en jy moet kyk hoeveel keer kom die woordjie versoening in hierdie gedeelte. Dan sê hy, dis alles die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen.
En dan hierdie, en aan ons, wat nou versoen is met Christus, die bediening van die versoening toevertrou. En hier's wat hy sê, luister, God doen alles wat moontlik is, sodat jy versoen kan word met God, sodat jy in 'n verhouding kan wees, en dan gee hy vir jou die taak om te gaan en hierdie boodskap te versprei in hierdie wêreld, dat God alles gedoen het, sodat versoening kan gebeur, sodat God alles gedoen het, sodat daar vergifnis vir jou sonde kan wees. Gaan en verkondig dit in die wêreld, dat God dit moontlik gemaak het. Maar hier is dalk die groot vraag. Hoe kan ons gaan en die boodskap van versoening verkondig aan ander mense, as ons dit nie self wil doen in ons eie verhoudings? As 'n volgeling van Jesus moet ons dit doen, want ons het die taak om dit te gaan vertel aan ander. Maar Paulus is nie klaar nie, hy sê, die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het. En die mense hulle oortreding nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. En ek en jy moet sekere keuses maak. En jy moet sekere proaktief besluite neem, dat indien ons hierdie verhouding wil herstel, is daar sekere dinge wat ons gaan moet doen van ons kant af. En dit wat ons gaan doen en hierdie keuses wat ons maak, waarborg nie dat versoening gaan gebeur nie, maar dit waarborg dat ons alles moontlik gedoen het, en dat daar nooit ergens 'n oomblik gaan kom dat ons gaan spyt wees, of wanneer daar 'n tragedie is, of wanneer daar 'n begrafnis is, of wanneer daar dood is, dat ons sê, plaas het ek wens ek het dit gesê, en ek het eers dit gedoen. Sodat daar nooit daai oomblik kan gebeur nie, sodat jy kan sê, ek het alles gedoen van my kant af, ek het al die besluite geneem, ek het die brug gebou, ek het die pad gebou, en ek het die welkom maatjie by die voordeur gelos en sê, welkom, hoe dit ook al sê. En as jy wil weet, of jy enigstens vordering maak in hierdie, die manier hoe jy gaan weet, is dat wanneer jy daai persoon sien, jy loop hulle en jy sien hulle daar ver in die mall, of miskien is jy in 'n klein groep gewees, en jy ons kwaad vir mekaar, en jy sit aan daai kant van die kerk, en die ander een sit aan daai kant van die kerk, wanneer jy hulle sien, dan gaan jy op dieselfde manier begin dink oor hulle soos wat God die Vader dink oor hulle. En jy gaan op dieselfde manier begin voel oor hulle soos wat God die Vader voel oor hulle. Dan weet jy is besig om vordering te maak. En as jy iets wil doen om vordering te maak, wil ek jou aanmoedig om die volgende gebed te bid. Hemelse Vader, help my om, en jy kan die naam daar invul, help my om so en so te sien soos U hom of haar sien. Help my om oor so en so te voel soos U oor hom of haar voel. En as jy hierdie begin bid, gaan God ietsie aan die binnekant van jou begin doen. En jy gaan begin dink soos wat hy dink oor daai persoon. En jy gaan begin voel oor daai persoon soos wat hy voel oor daai persoon. En in die proses gaan jy beter kan sien wat nodig is om hierdie pad te bou. Wat nodig is om versoening te bewerk. Wat nodig is om watter struikelblokke verwyder moet word. Sodat die deur oop is vir herstel. Ons God het dit eerste gedoen. En dan in die laaste vers van 2 Korintiërs 5, dan sê Paulus die volgende. Ons, kyk hierdie woord wat hy gebruik, smeek julle. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Paulus sê, ek smeek julle. God het gedoen wat nodig is sodat jy met hom versoen kan word, sodat jy vergewe kan word, sodat jy in 'n verhouding met hom kan wees, sodat jy 'n pad saam met hom kan stap. En ek het gevind baie keer, miskien sit jy hier, en eintlik is jy besig om agteruit te beweeg en weg te beweeg van die Here, of jy's weg te beweeg, of jy kyk dalk online, en jy's besig om weg te beweeg van kerk, en as ons diep sou delf wat die rede is daarvoor, was dit oor een of ander verhouding, met 'n kerkmens dalk, wat seer gemaak het. En skielik oor die seer as gevolg van hierdie verhouding, begin jy twyfel in die goedheid van God. Begin jy twyfel in die liefde van God. En jy sal goed sê, soos kerk het my seer gemaak. Kerkmense het my seer gemaak. Die dominee het my seer gemaak. Ek wil vir jou sê, waar ook al mense is, gaan daar foute wees en misverstande en teleurstelling. Ek was 'n mens voordat ek 'n dominee was. Ek is nie perfek nie. Die mense om jou is nie perfek nie. Maar daar is 'n God wat perfek is. En ek besef dat dit het seer gemaak.
Maar daar's 'n God wat alles gedoen het sodat daar versoening kan wees. En ek wil soos Paulus sê, ek smeek jou namens Christus, aanvaar hierdie versoening. As jy nie by die Here is nie, jou lewe kan beter wees as jy Jesus volg. Hy sal jou help om beter met die lewe te wees. Hy sal vir jou 'n nuwe identiteit gee. Hy sal vir jou vergifnis gee. Hy sal vir jou vryheid gee. Hy sal jou help met van daai gewoontes wat jy net nie kan breek nie en daai verslawings wat jy net nie kan breek nie. Hy gee krag, bonatuurlike krag om dit moontlik te maak. Hy's 'n anker in 'n lewe wat stymmig en onstuimig is en hy bring hoop in 'n wêreld wat hopeloos is. Hy bring vrede en hy bring vreugde ten spyte van wat jy beleef om jou. En ek wil jou smeek namens Christus, aanvaar die versoening wat hy bewerk het. Hy het dit moontlik gemaak. Hy het sy lewe vir jou gegee. En al wat dit beteken is dat jy jou lewe oorgee aan hom, dat jy beheer vir hom gee. So kom ek bid vir ons. Vader, dankie vir u woord. Maar meer as dit, dankie vir wat u gedoen het. Dankie dat u alles gedoen het, sodat daar versoening kan wees met u. En Here, u ken elkeen van ons se storie. U ken elkeen se seer, elkeen se teleurstelling, elke verhouding wat skipbreek gelei het. U ken die detail van dit. U ken die omvang van dit. U ken die motiewe, u ken die agtergrond, u weet selfs die dinge wat niemand eers weet nie. En daarom wil ek vra, Here, dat u vir ons sal help, dat wanneer ons sukkel om te doen wat nodig is vir herstel, wanneer ons sukkel om te doen wat nodig is om 'n brug te bou, om 'n pad te bou vir versoening, dat u ons sal help dat ons oë op u gerig sal wees, dat u dit eerste gedoen, dat u dit vir ons gedoen. En dat dit vir ons sal help, dat u vir ons genade op genade sal gee om te doen, dit wat u vra vir ons om te doen. Help ons om hierdie keuses te maak. As jy deel is van hierdie diens en jy is nie by die Here nie, en jy wil 'n volgende stap neem, jy wil jou lewe oorgee aan hom, jy is moeg weghardloop, jy is moeg jou rug gedraai op die Here en wat hy gedoen het vir jou. As dit jy is, wil ek vir jou die geleentheid gee vandag. Ek wil saam met jou bid, ek wil vir jou bid. As dit jy is, wil jy nie net jou hand opsteek, sê Petrus, ek bid vir my. Dankie, ek sien die hande hier. En ek wil hê, as dit jy is, wil ek jy met saam my bid. Sê, Here, dankie vir wat u gedoen het vir my. Dankie dat u my so lief gehad het, dat u u seun gestuur het, sodat daar vergifnis kan wees, en sodat daar versoening kan wees. Here, ek kom bely my skuld, ek kom bely my sonde en my aandeel, die enigste een wat aandeel het in hierdie. En ek vra dat u my sal vergewe, dat u my sal nuut maak, dat u my sal skoon maak, dat u my sal vry maak. Gee my 'n nuwe doel, 'n nuwe identiteit, 'n nuwe hoop, 'n nuwe vrede. Ek kom gee my lewe oor aan u. Help my om te leef vry. Ek bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.